Dan sommer die recording start. Dan weet ons hy is aan die gang. Ek wil net kyk of Ibert dalk gaan inkom. Maar as sy nog nie nou inkom nie, dan gaan ons aan. Sy sal wel hier uitdop as ek haar sien. Vanus en Dia, julle mikrofoon is af. Wil julle hom so hê? Kan julle almal my duidelik hoor? Ons kan. Alright, pragtig. As ek reg onthou, het ons laas klaar gemaak. Ek was nog besig om met julle te gesels oor Openbaring 16 van vers 17 af. Daai sewende engel wat sy bak in die lug uitgooi. En toe het ons tydjie opgeraak en het die masjien nou eenvoudig mos maar afgeskakel soos wat hy doen. Ek neem vanaand se sin op. Verlede week kon ek nie opneem nie want ek was op my telefoon. As jy reg onthou, my rekenaar het toe mos nou weer met 'n ding gedoen wat hy nie moes doen nie. So ons begin by vers 17, die sewende engel. Maar voordat ons daarmee begin, kom ons maak net eers oë toe. Here, baie dankie dat U ook vanaand weer vir ons as 'n klein groepie gelowiges in Jesus Christus, mense wat nie die beeld se syfer of sy letters of sy naam op ons geneem het en ook nie die dier wat die beeld opgerig het aanbid nie, maar wat in Jesus Christus geborg en ewig veilig is. Dankie daarvoor dat ons daarop kan aanspraak maak, nie omdat daar iets in ons is wat ons daardie aanspraak laat maak nie, Here, maar omdat U in U grootheid en genade dit so voorsien het, dat ons in Jesus Christus kan wees en dat hy in ons plek voor U kom staan en dat ons dus nie aan die oordeele wat nou volg in Openbaring voordat ons nou weer by die mooi troosgedeeltes van die nuwe hemel en die nuwe aarde uitkom, omdat ons nie daarin deel het nie. Dankie vir U seën ook vir hierdie dag, vir hierdie week wat verby is en dankie dat U vir ons liefhet en saam met ons die lewenspad loop. Seën ons ook nou in ons byeenkoms en word verheerlik deur dit wat ons hier doen in Jesus naam. Amen. Goed, ek net seker maak dat niemand ingekom het is nie. Daar's hy. Ek wil dit 'n kant aan opmerkingie maak oor die 7 bakke wat nou uitgegooi word. Julle sal nou onthou toe ons met die 7 seels gewerk het en ook toe ons met die 7 trompette gewerk het, was daar elke nou en dan 'n onderbreking gewees. So tussen die 7 seels en die res van die oordeelsaankondigings in Openbaring staan, Openbaring 7, met daardie pragtige beeld van die gelowiges wat saam met die lam op die berg is en wat dan nou gemerk word met die seël van God. Dis nou by die seels, toe die trompette geblaas is, was dieselfde gedagte daar. Die 5de, 6de trompet is geblaas hier in hoofstuk 9 en toe is die blaas van die trompette eers opgeskort vir 2 hoofstukke waar die oop boekrol nou deur Johannes geëet word en die inhoud daarvan daar bekend gemaak word. En dan die gesig van die 2 getuies wat doodgemaak word, op die straat lê vir 3 dae, 3,5 dae en wat dan die herlewe en na die hemel toe opgeneem word, net 'n simbool van Jesus se sterwe en herlewing. En dan volg eers die 7de trompet. En dan volg dis nou nog alles van die oop boekrol af tot by Openbaring 15, het ons nou gesê, is nog die hele tyd daardie groot seën gedeelte, daardie groot deel waarin die Here vir sy kerk wil sê, ek is in beheer. Ek sê dat ek dan vanaand soos 'n gaap, dis nou nie my bedoeling dat ek is nie vaak nie, is 'n kwessie van suurstof wat hier nie in oormaat is nie.
Openbaring 12 en 13 staan dan nou in die middel van hierdie groot troosgedeelte, en dan 14 is weer in Openbaring van die gelowiges saam met die lam of op die berg Sion dan. 15 word die 7 plaae aangekondig, en in 16 word die 7 plaae nou uitgewerk. Maar nou, anders as by die ander twee, daar's 3 sulke oordeelseenhede in Openbaring. Anders as by die ander twee word daar nie tussen die 6de en die 7de een onderbreek nie. Dit gaan doodgewoon van die 6de een af, waar die konings by mekaar kom, by Armageddon, gaan dit oor na die 7de engel wat dan sy bak in die lug uitgooi. En ek begin lees by vers 17. Daar skryf Johannes vir ons, toe die 7de engel sy bak in die lug uitgegooi, uit die tempel van die troon se kant af, het daar 'n groot het 'n harde stem uitgeroep: dit is afgehandel. Ons verpoos net vir 'n oomblik by wat gaan nie aan? Wat gebeur wanneer die 7de engel sy bak in die lug uitgooi? Die eerste wat gebeur is dat daar 'n hemelse stem van die troon se kant af kom wat sê dit is afgehandel. 'n Mens kan amper nie anders as om aan Jesus se kruiswoord te dink, want dit is min of meer dieselfde woorde wat hier gebruik word. Toe hy gesê het, dit is volbring, sy opdrag is voltooi. Hy het gedoen wat God van hom gevra het om te doen. En dis nou dieselfde gedagte wat ons hier het. Wanneer die 7de engel sy bak oor die lug uitgooi, dan word God se oordeele voltrek en kom die hele skepping nou skielik ter sprake in hierdie 7de engel. En weerlig staar hulle en gerammel en donderslae het gevolg, en ook 'n vernietigende aardbewing, vers 18, soos wat nog nooit plaasgevind het sedert daar mense op die aarde is nie. So geweldig was hierdie aardbewing. So al die kosmiese magte kom nou met eens los. Al die magte van die hemel en die aarde kom by die uitgiet van hierdie 7de bak los. En daar volg weerligstrale en donderslae, al die goed wat daar opgenoem word. Maar die belangrike ding wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte is dat hier 'n aardbewing volg wat geweldiger is, in omvang groter en intenser is as enige ander aardbewing wat daar ooit in die geskiedenis van die mensdom was. Nou hierdie aardbewing veroorsaak dan die volgende: die groot stad het in 3 dele uitmekaar geval, en die stede van die nasies het in mekaar getuimel. God het aan Babylon die magte gedink aan haar, deur haar die beker wyn van die gramskap van sy troon te gee. Ek gaan klaar lees. En elke eiland het in die see, in die niet verdwyn. Berge was daar nie meer te vind nie. Groot haalstene, ongeveer 'n talent swaar, 33 kilogram. Jy kan jouself so min of meer indink wat 'n geweldige stuk ys is dit wat jy die hemel uitval. 33 kilogram is min of meer in ons taal die gewig, het uit die hemel op die mense neergereën, en die mense het God gelaster oor die haalplaag, omdat dit 'n uitermate groot plaag was. So hier is die kosmiese magte nou in werking. Dit is nou wanneer hierdie 7de bak in die lug uitgegooi word, dan kom alles, maar alles wat daar in die hemel en die aarde bepaal is, hoe die pad vir die mens sal loop, kom dit in werking. En dis 'n geweldige groot aardbewing, en die groot stad val in 3 dele uitmekaar.
Nou die vraag wat 'n mens vir jouself moet vra wanneer jy die teks lees is na watter groot stad verwys Johannes? En ek dink voordat ons sê watter groot stad ons dink Johannes na verwys het, ek is redelik oortuig daarvan, ek is baie oortuig daarvan, moet ons net eers sê na wat verwys hy nie. En die groot stad waarna hy nie verwys nie, is Babylon. En Babylon is Rome in Openbaring. So hy verwys nie na Rome nie. Ons is bewus daarvan dat Rome hier in rondom 55 tot 60 na Christus feitelik totaal afgebrand het en dat Nero toe die skuld daarvoor op die Christene gepak het, alhoewel hy self die brand gestig het. So kom ons sê net vir mekaar, die groot stad waarna Johannes hier verwys is nie Rome nie. Dis nie die Babylon waarvan ons in hoofstuk 17 nou gaan lees nie. Die ander moontlikheid wat oorbly, die ander groot stad wat in 3 dele uitmekaar val, is dan waarskynlik Jerusalem. En ons weet dat daar in Jerusalem in 72 na Christus eintlik 'n totale verwoesting van die stad was. 72 na Christus het die Romeine die tempel verwoes en hulle het die heilige land feitelik platgevee. So Johannes verwys waarskynlik in hierdie gesig wat hy sien, verwys hy weer na daardie gebeurte. Onthou nou, die Openbaring is hier geskryf rondom 94, 95, 96 na Christus. Dis die laaste boek van die Nuwe Testament wat geskryf is en Johannes was al 'n baie ou man gewees toe hy die boek geskryf het. So hy was hier in 33 na Christus was hy 'n jong seun, waarskynlik so 16, 17. En hy het 'n baie ou mens geword. Ons lees dit uit sy 3 briewe ook. 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes lees ons ook hoe dat hy 'n baie ou en waardige mens geword het. So hy verwys waarskynlik na hierdie vernietiging van Jerusalem, maar anders as wat die geskiedenis sê dat Jerusalem doodgewoon deur die Romeine verwoes is hierdie selfs al sou dit die Romeine wees, is dit nog altyd 'n goddelike handeling wat maak dat hierdie stad in 3 dele uiteenval. Waarom 3 dele? 3 is tog 'n belangrike getal in Openbaring. Onthou, ons praat in Openbaring van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en ons kry hulle telke male so as die 3 eenheid terug in die Openbaring. Ons praat ook van die bose trio, die draak, die dier uit die see wat dan die antichrist is en die dier uit die aarde wat die vals gees is. So die draak is dan die Satan met sy 2 trawante, die antichrist en die vals gees. So ons kry daai 3 gedagte ook daar en nou Openbaring 17 wat vir ons sê die stad Jerusalem val in 3 dele uiteen. So die verwoesting waarvan ons hier praat is totaal. Die stad is flenters. Daar's niks van hom oor nie. Dan ons sê juist dis nie Babylon nie of Rome nie, omdat Babylon nou ter sprake kom. Want die groot stad het nou uitmekaar geval. Hy lê nou in 3 dele. En nou kom God en dan gee hy aan Babylon spesifiek. Hy dink aan haar en hy gee vir haar die beker wyn van die gramskap van sy toorn. Nou hierdie is 'n skarniervers wat ons moet oorvat na hoofstuk 17 toe, want in hoofstuk 17 word hierdie groot prostituut totaal en al verwoes. En in hoofstuk 18 volg dan die klaagliedere daaroor. So dit moet ons nou oorvat na hoofstuk 17 toe. Die laaste gedeelte van hoofstuk 20 en 21, net dat alles al die eilande verdwyn het en die berge nie meer gevind word nie, en dan hierdie geweldige haal, en dan weer hierdie oordeel van God se doel was om mense tot bekering te lei. En mense het gekies om God eerder te laster oor die ramp wat hulle tref in die vorm van hierdie
geweldige haalstene. So op 'n stadium in die laaste 2 weke was daar so 'n kunsmatige intelligensie prentjie wat mense gemaak het van 'n haalstorm in Boksburg, wil ek my half verbeen was dit, en het hulle ook sulke geweldige, so groot soos my arms uitmekaar is, sulke geweldige haalstene daar laat neerreën. Die werklike prentjie was, dis eintlik maar klein haal gewees, maar iemand het nou van kunsmatige intelligensie gaan gebruik maak en hierdie haalstene gaan opblaas tot hulle letterlik gelyk het soos hierdie haalstene waarvan daar in Openbaring hier ter sprake is. Jy kan net vir jouself indink 33 kilogram ys wat uit die lug uitval. Dink dit vir jouself, wat gaan dit aan jou doen as dit jou tref? Dit gaan voel of 'n lorry jou raak gery het, nie eers net asof iets op jou geval het nie. So in plaas daarvan dat die mense hierdie kosmiese omverwerping waarneem en sê, o genade, hier is 'n God aan die werk wat ons nie verstaan nie, wat ons nie ken nie en wat ons nie aanbid nie, laster hulle daardie selfde God wat hulle nie aanvaar nie, nie erken nie, nie aanbid nie, vir die swaar kry, vir die pyn en die seer kry waardeur hulle gaan, vir die groot plaag wat hulle dan beleef. Goed, dit handel hoofstuk 16 af. Kom ons hoor net eers gou. Is daar vrae, is daar gedagtes, opmerkings? Neem asseblief deel. Julle maak dit vir my lekker as julle so 'n bietjie deelneem. Ek gaan julle ook nie onder druk sit nie, maar Nee, dis eintlik sommer 'n simpel ding. Maar ons Bybel sê 50 kilogram die haal. ja, dit gaan oor 'n talent. Ekskuus, ja, dis die grootte van 'n talent. Dis gewoon 'n talent is die grootste geldeenheid en dit is gelyk aan so wat 6000 denarius is 'n onvoorspelbare groot bedrag. Geldeenheid in die Nuwe Testament. Dis nou wat die 2020 vertaling sê. Die kommentare wat ek geraadpleeg het, en dit staan in die boekie ook so, het nogal redelike aanduiding gegee dat as jy 'n talent sou afweeg, dat jy dan, ek wil net doodseker maak dat ek nou nie hier met julle sit en nonsens praat nie, maar ek het dit net so te lees, maar waar is dit nou, 16 vers 21. Die syfer wat verbind word aan 'n talent as jy dit 'n gewigsmate is. In die nuwer verstaan daarvan is 33 kilogram. Maar dis irrelevant of dit 15 of 30 of 100 kilogram is. Die feit is dis 'n geweldige storm, 'n geweldige aanslag op die mens en sy lewe. Dit dink ek is meer wat daarmee wil weergegee word. Antwoord dit jou vraag, Annetjie? Help dit jou? Ja, dankie Dominee. Dit maak regtig die einde saak. Dominee, Ja, Jana? kan ek vra, die derde bak wat uitgegooi word, ek weet nie, daar het ek iets gemis, die invloed van dit. Ek verstaan nie die derde een heeltemal nie. Die derde engel het sy bak oor die riviere en die fonteine uitgegooi en dit het in bloed verander. Toe het ek die engel van die water hoor sê, U is regverdig, U wat is en wat was die heilige, omdat U oor hierdie dinge geoordeel het, want hulle het die bloed van die heiliges en profete vergiet. U het hulle bloed gegee om te drink, hulle verdien dit. Toe het ek die engel van die altaar hoor sê, ja, Here God, Almagtige, U oordeele is betroubaar. As julle sal onthou, het ek gesê, Jan die Rand probeer om 'n band te lê tussen die 7 bakke wat ons hier het en die 10 plaae in Egipte. Ek het vir julle 'n lysie in die boek gegee van hoe Jan die Rand dit uiteensit.
Maar ek is nie oortuig daarvan dat 'n mens nie die teks so 'n bietjie moet verkrag om hierdie band gelê te kry nie. Dat daar sekere goed is wat ooreenstem met die plaae in Egipte is waar. Die belangrike ding hier is dat die riviere en die varswaterbronne word bloed. So daar is nie water om te drink. Dis die groot gedagte daar agter. God vat die water weg. Nou as jy nou vir jouself 'n oomblik kan indink, hoe gaan die wêreld rondom ons wees sonder water? Ek bedoel sonder water het ons maybe 48 uur om te leef. Dan het ons gedehidreer en gaan ons dood. As ons gelukkig is en ons het redelik baie water opgeberg soos 'n kameel. Dat is 48 uur al. Sonder kos kan jy 30 dae klaar kom. Ek kan my mens sê eintlik baie lank sonder kos klaar kom, maar sonder water glad nie. Jy het water, jy het feitelik elke dag water nodig. En hierdie oordeel wat nou hier uitgespreek word, vat die water weg. So dit is dis 'n geweldige ding wat oor die wêreld gebeur met die riviere en die waterbronne. Die riviere en die fonteine is die begrip wat Johannes gebruik daarvoor. En in reaksie op hierdie uitgieting van die derde bak wat dan nou die riviere aantas. Onthou nou ons kom van 1 en 2 af, waar dit oor die aarde uitgegooi is en kwaadaardige seere ontwikkel het, oor die see uitgegooi is en dit het in bloed verander soos die van 'n dooie en die lewende wese het doodgegaan. En nou die derde ene word nou nie die see nie, maar die varswaterbronne word nou hier geraak. So éventueel het dit die implikasie dat nie net die seediere en so doodgaan nie, maar dat ook die Alles. mense en die diere op aarde uiteindelik gaan doodgaan. En dan sê die engel van die water, dan sê hy spreek hy hierdie lofseën uit, naamlik dat God regverdig is, dat dit hy is die heilige wat oor hierdie dinge geoordeel het, en die rede hoekom hy dit so doen is omdat die mense wat nou hier getref word, dat hulle die bloed van die heiliges en die profete vergiet het. En daarom het hier die oordeel hulle getref, en dan sê die engel van die altaar, ja, Here God Almagtig, u oordeele is betroubaar en regverdig. So dit lyk, as 'n mens 'n bietjie dink oor, lyk dit so, is daar dan nie 'n beter manier om van die ons ontslae te raak nie. Ek het natuurlik die manier, die uitdrukking om te sê, wie is ons nou om vir God te vra hoekom hy dit so gedoen het? Hy moet dit so doen, hy moet dit doen, so die manier waarop hy besluit om dit te doen is die regte manier, waar dit ons aanbetref. Beantwoord dit jou vraag? Ja, dankie. Ja, nou daar sê dankie. Is daar nog iets? Nog iets uit die seels, uit die bakke uit? Goed. Hoeveel tyd het ons oor? 10 minute. Babylon, die prostituut. Een van die 7 engele wat die bakke vashou, het toe nader gekom en met my gepraat en gesê, kom hierheen. Ek sal jou die oordeel wys oor die groot prostituut wat by baie waters bly. Ek dink dit is al 'n mond vol om sommer net hierdie gedagte eers te vat. Een van die 7 engele, hy sê nie wat het die een van die 7 nie. Een van die 7 engele kom nou na Johannes toe en hy sê vir hom, kom hier, ek wil jou wys wat gaan God nou doen met die groot prostituut wat by baie waters bly. Nou, daar's 2 dingetjies in hierdie sinnetjie wat ons moet uitklaar, wat ons moet verstaan. Die eerste een is, waarna verwys die engel as hy sê die oordeel
wat oor die groot prostituut gevel word, wat bedoel hy? En dan die tweede ene is wat by baie waters bly. Nou, as ons die teks verder lees, gaan hierdie goed hulle self verklaar, maar ek dink dit is belangrik dat ons net vir mekaar sê dat ons dit kan probeer onthou, waaroor gaan dit hier? Nou, hierdie groot prostituut word bekend gemaak in die visie of in die gesig wat Johannes nou sien, word bekend gemaak as Babylon. En ons weet uit die literatuur, beide Openbaring en buitebybelse literatuur, dat Babylon in Openbaring verwys na Rome. En Rome word nou hier bekend gemaak as die plek as die prostituut wat by baie waters bly. So die vraag wat ons moet antwoord is, as ons nou weet dis Rome, waaroor gaan hierdie baie waters? Nou, die baie waters is 'n verwysing wat Johannes nou gebruik, en onthou nou, dis verskriklik belangrik dat jy nou verstaan. As Johannes hierdie gesig skryf, neerskryf, dan is dit van die allergrootste belang dat oningeligte mense wat buitekant die Openbaring staan, dat hulle nie maklik 'n reguit lyn moet trek tussen wat Johannes nou hier skryf en die Romeinse ryk nie. Want die Romeinse ryk was die ryk wat vir die Christene die geweldigste onreg aangedoen het. In die mate dat hulle gebruik het, regtig hulle jong meisies gevange geneem het, die Christen jong meisies gevange geneem het, en hulle as lewende fakkels by hulle afgodsmaaltye gebruik het. Jy kan net vir jouself vir 'n oomblik indink, die stank, die pyn, die gekreun, die gekerm, die geskree wat hierdie kinders het, wanneer hulle aan die brand gesteek word, om dan nou lig te verskaf, sodat Nero en sy gesante kan partytjie hou. So, dis verskriklik belangrik dat ons sal verstaan dat Johannes hier met 'n groot stuk simboliek besig is, wat so 'n bietjie vir die mense buitekant die Openbaring die identiteit van hierdie groot prostituut verbloem. Dat Johannes dit dan verder uitbou, en ons op die einde van die dag eintlik dan nou baie goed verstaan dat ons met niks anders as Rome te doen het, ons wat deel is van die bekendmaking van die Openbaring. Want onthou nou, 'n Openbaring is iets wat bekend gemaak word. Dis nie iets wat verdoesel word nie. Soos wat baie predikers daarmee omgaan, asof dit nou hierdie diep geheimenisse is wat 'n mens spesiale kontak met God voor nodig het. Dis die Openbaring. Openbaring is 'n bekendmaking. Dis 'n ding wat oopgemaak word, wat ek en jy kan sien. So as ons nou verder aangaan, gaan julle agterkom dat Babylon word nêrens as Rome by die naam genoem nie. Hoekom nie? Want dit is vir Johannes eenvoudig te gevaarlik om dit te doen. As die Romeinse keiser die boek in die hande sou kry en sien dat sy stad hier genoem word as een van God se vernietigende oordeele, dan sou hy sy vervolging van die Christene nog verdubbel het. Dit sou net erger geraak het. So wat sê hy? As hy nou vir ons wil verduidelik van hierdie baie waters waar die prostituut bly, dan sê hy, die konings van die aarde het met haar gehoreer en die aardbewoners het dronk geword van die wyn van haar hoerery. So hy maak nou alreeds bekend, wat is dit wat in hierdie plek by baie waters waar hierdie prostituut bly, wat is dit wat daar gebeur? En dit is nou hierdie hoerery van die konings van die aarde en die aardbewoners wat dronk geword het van die wyn van haar hoerery. Nou dis die goed wat in Rome gebeur het.
as die Romeine net wou wakker word en agterkom, maar sjoe, ons is besig om 'n lewe te leef wat esteties, moreel, totaal en al buite orde is, dan sou die wêreldgeskiedenis waarskynlik effe anders verloop het. Maar ongelukkig het hulle nie, en ons sit waar ons sit. So, die konings van die aarde met Rome, as jy die band wil lê, met Rome, en die aardbewoners wat nou deel in hierdie verskriklike afgodiese sondes, want hoerery in Openbaring is altyd afgodsdiens. Die aardbewoners wat nou deel in hierdie verskriklike afgodsdiens sondes waarin hulle is, dan gebeur daar 'n baie interessante ding in die teks. Dis asof Johannes wil sê, ek sien nou hier 'n gesig met 'n groot prostituut wat by baie waters bly. En hierdie prostituut is iemand met wie die konings van die aarde hoereer het, en wat die aardbewoners, dis altyd die ongelowiges in Openbaring, dronk geword het van die wyn van haar hoerery. Nou gebeur daar baie interessante ding. Nou word hy deur die Gees meegevoer na 'n woestyn toe. Sien julle die verdoeseling van Rome raak? Want as iemand nou sou die band lê tussen hierdie baie waters en die volke wat of die konings wat hoereer met hierdie prostituut Babylon, en die volke die aardbewoners wat dronk word van die wyn van haar hoerery, haar afgodsdiens. As iemand daardie verband sou lê in Openbaring, dan word hy nou weer heeltemal verwar. Want Johannes gaan nou na die teenoorgestelde plek toe deur die Gees. Daar waar die baie waters is, staan direk teenoor die woestyn. Maar dit verander nie die visioen nie. Wat gebeur is, hy sien nou net die res van hierdie visioen vanuit 'n posisie wat dan feitelik vir Rome onidentifiseerbaar maak in hierdie visioen. En dis baie belangrik dat ons dit raak sien. En daar in die woestyn, wanneer hy in die woestyn hierdie gesig verder sien, dan sien hy 'n vrou wat sit op 'n helder rooi dier, wat oortrek is met godslasterlike name, en wat 7 koppe en 10 horings het. Nou hierdie dier en die dier van Openbaring 12, of die draak van Openbaring 12, vergelyk goed met mekaar. Dis dieselfde ding. Hulle word ook al twee groot rooi of helder rooi figure genoem. So die vrou sit op 'n dier, dis waarskynlik maar die draak van Openbaring 12, wat 10 koppe of 7 koppe en 10 horings het, en hy was helder rooi en oortrek met godlasterlike name. Die vrou het purperrooi en helderrooi klere aangedra. Nou die twee woorde hier wat vir rooi gebruik word, is nogal belangrik dat 'n mens verstaan. Hierdie helder rooi, die Griekse woord daarvoor is kokinos. Dit is regtig 'n helder, skelhelder rooi kleur. Ek het nogal so 'n T-hemp en ek voel nogal partymal bietjie ongemaklik as ek die helder rooi T-hemp aan het. Om watter rede sal ek nou nie weet nie. Ek het ook 'n helder rooi das wat my dogter op aangedring het ek moet dra toe sy getroud is. Hy hang van daai tyd af in die kas, want ek lyk so 'n termometer as ek hom om my nek sit. Met hierdie helder rooi streepie wat hier voor my maag afgaan, en ek is nou nogal 'n mooi ronde ouetjie ook, ek is 'n mooi figuur. So hierdie kokinos, helder rooi en purperrooi, die ander kleur wat hier is pyros.
En piros is die kleur van die kleed wat hulle om Jesus gehang het, toe hulle hom veroordeel het, toe hulle hom as sogenaamde koning gekroon het. En die doringkroon en dan nou hierdie koningskleed, die piros, die purperrooi kleed wat hulle om hom gehang het. Helderrooi en purperrooi, al twee koninklike kleure. So ons het nie hier te doen met wat ek nou sou noem 'n maplotter nie. Ons het hier te doen met 'n besondere vrou, 'n besondere beeldvisioen. En juist dit wat ons in terme van wat sy sien of wat sy aan het sien, maak die oordeel oor haar soveel erger. Sy was verder versier met goud en edelstene en parels. Ag, ek hoef nie met julle verder daaroor te praat nie. Die goed is bloot goud, edelstene en parels. En in haar hand het sy 'n goue beker gehou, vol afskuwelikhede en die onrein dinge van haar hoerery. So sy hou hierdie goue beker in haar hand en hierdie beker is volgemaak. Dis die wyn wat die mense, die aardbewoners gedrink het. Hy's volgemaak waarmee? Met die afskuwelikhede en die onreinhede van die dinge van haar hoerery. Onthou nou, hoerery in Openbaring is afgodsdiens. Die lyn kan jy maar reguit trek. As daar gepraat word van hoerery, kan jy maar weet, ons het nou te doen met afgodsdiens. En kyk hoe lyk ons tyd. Okay, ek het so amper 2 minute oor. En dan op haar voorkop was 'n naam geskryf, 'n misterie. En nou word geopenbaar. Babylon, die groote moeder van die prostituie en van al die afskuwelikhede op die aarde. Ek het ook gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. So hier het ons nou die vrou bekend gemaak. Ons weet nou sy's Babylon. Vir ons wat ingelig is rondom Openbaring, weet Babylon verwys eintlik in die hele Bybel, maar veral in Openbaring verwys Babylon na Rome. In die Nuwe Testament, Babylon in die Ou Testament is ons nog maar net Babylon, is deel van die Assiriese Ryk. Maar dit verwys in die Nuwe Testament en veral in Openbaring na Rome. En ek het so 'n idee, ons gaan hier moet ophou vanaand, want ons het minder as 1 minuut oor, so hy gaan nou voor ons kan verder gaan hy gaan hy vir ons stop. So baie dankie dat julle hier was. Dankie vir die luister en ook vir die deelneem net nou Annetjie en Rihanna en julle wat mooi lekker geluister het en saam was. Dankie, dit is lekker om bietjie te kan afsluit sonder om net weg te raak voor julle. Seën vir julle. Hy gaan nou. Dankie Dominee. Dankie. Bye bye. Hy gaan nou. Bye. 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 Bye.